Deuteronomium, hoofstuk 1. Aan die ooste kant van die Jordaan, tussen Paran, Tofel, Laban, Gaserot en die Sahab, in die woestynvlakte teenoor Sif, het Moses die Israeliete met die woorde toegespreek. Gewoonlik neem het net 11 dae om vanaf Horeb, wat ook Sinaï genoem word, tot by Kades Barnea te reis met die pad wat langs die Seirberge loop. Op die eerste dag van die 11de maand, 40 jaar nadat die Israeliete vanaf die Sinaïberg vertrek het, het Moses volgens die bevel van die Here met die Israeliete gespreek. Dit was nadat hy Sion, die koning van die Amorite, wat in Gesbon gewoon het, en Og, die koning van Basan, wat vanaf Asterot regeer het, verslaan het by Edrei. In die land van Moab, aan die ooste kant van die Jordaanrivier, het Moses die wet aan die Israeliete verduidelik deur te sê: By Horeb het die Here ons God vir ons gesê: Julle het lank genoeg hier by die berg vertoef. Julle moet kamp opbreek en trek na die bergwêreld van die Amorite en die omliggende streke, die Jordaanvallei, die gebergtes, die vlaktes, die Negev en die kus, die hele land van die Kanaaniete, asook die Libanon, tot so ver as die groot Efraatrivier. Hierdie hele land gee ek aan julle. Julle moet dit inneem en dit in besit neem. Die Here het met 'n eed aan julle vaders, Abraham, Isak en Jakob beloof, dat hy dit aan hulle en hulle nageslag sal gee. Gedurende daardie tyd het ek vir julle gesê dat ek, Moses, julle nie alleen kan dra nie. Die Here, julle God, het julle so baie soos die sterre in die hemel gemaak. Maar mag hy julle nog 1000 maal meer maak as wat julle nou is, en julle seën soos hy beloof het. Hoe kan ek al julle probleme, laste en regsgeskille dra? Julle moet verstandige manne wat wysheid en ondervinding het uit elke stam vir my bring, sodat ek hulle as julle leiers kan aanwys. Toe het julle my geantwoord: Dit wat u voorgestel het, is goed. Daarop het ek julle stamleiers, wyse manne wat baie ondervinding het, as julle hoofde aangestel, bevelvoerders oor 1000, 100, 50 en 10, regters oor julle stamme. Vir julle regters het ek toe beveel: Oordeel regverdig wanneer julle broers verhoor, deur na beide partye se saak te luister, en lewer 'n regverdige uitspraak tussen 'n man, sy mede-Israeliet en die vreemdeling wat tussen julle is. In die regsaak mag julle nie partydig wees nie. Julle moet luister na wat die onbelangrike persoon sê, soos wat julle sal luister na wat die belangrike persoon te sê het. Moenie vir enige iemand bang wees nie, want reg en geregtigheid is 'n saak van God. Indien daar enige sake is wat te moeilik is vir julle, moet julle dit na my toe bring om te verhoor. Op die manier het ek julle beveel wat julle moet doen. Toe het ons kamp opgebreek by Horeb en deur daardie verskriklike woestyn getrek wat julle met julle eie oë gesien het, op pad na die bergwêreld van die Amorite, en ons het by Kades Barnea aangekom. En ek het vir julle gesê: Nou het julle by die bergwêreld van die Amorite aangekom. Die Here, ons God, sal dit aan ons gee. Kyk, hierdie land het die Here, julle God, in julle hand gegee. Julle moet dan nou optrek en dit inneem soos die Here, die God van julle vaders, julle beveel het. Julle moet dan glad nie bang of verskrik wees nie. Julle het egter na my toe gekom en gesê: Laat ons eers verkenners instuur. Hulle moet die land verken en aan ons verslag gee oor die stede van die land en die beste roetes om te volg wanneer ons optrek. Ek het die voorstel goed gevind, en toe het ek 12 manne, 'n man uit elke stam, gekies. Toe het hulle die bergwêreld ingegaan en tot by die Eskoldal verken. Hulle het van die land se vrugte geneem en vir ons gebring. Toe het hulle verslag gelewer: Hierdie land wat die Here, ons God, aan ons gee, is werklik baie goed. Tog wil julle glad nie die land intrek nie. Julle het opstandig geraak teen die opdrag van die Here julle God, en elkeen van julle het by julle tente gesit en kla: Die Here haat ons. Daarom het hy ons uit Egipte hiernatoe gebring, sodat ons in die hande van die Amorite kan val en hulle ons kan doodmaak. Waarna toe nou? Ons broers het ons bang gemaak met die woorde: Daardie volk is baie groter en langer as ons. Hulle stede is baie groot en is tot by die hemel versterk. Kyk, ons het selfs Enakite daar raak geloop. Maar ek het egter vir julle gesê: Julle moet glad nie bang of verskrik wees nie. Kyk, die Here sal voor julle uittrek.
Hy sal vir julle veg soos wat hy gedoen het toe julle nog in Egipte was. En in die woestyn het julle self beleef hoe die Here, julle God, julle op die pad gedraai tot hier, net soos 'n pa sy seun sou dra. Selfs nadat ek julle verseker het, het julle geweier om in die Here, julle God te glo. Hy het die hele pad vir julle uitgetrek, en hy het elke staanplek vir julle kampe uitgesoek. Saans was daar 'n vuur wat die pad vir julle verlig het, en deur die dag was daar 'n wolk. En die Here het baie kwaad geword toe hy daardie woorde van julle gehoor het. Met 'n eed het hy gesweer en gesê, beslis sal nie een van hierdie manne, hierdie moedswillige geslag, die goeie land wat ek aan hulle vaders beloof het sien nie. Slegs Kaleb, die seun van Jefune, sal dit sien. Aan hom en sy nageslag sal ek die grond gee wat hy verken en opgeloop het, want hy het die Here met volharding gevolg. Die Here was ook vir my kwaad as gevolg van julle, en hy het gesê, jy sal ook nie die land ingaan nie. Maar Joshua, die seun van Nun, wat jou assistent is, sal dit ingaan. Bemoedig hom, want hy sal dat Israel die land in besit neem. En julle kindertjies van wie gesê is, hulle gaan gevange geneem word, en julle kinders wat nie tussen goed en kwaad kan onderskei nie, sal die land inneem. Ek sal dit vir hulle gee, en dit sal hulle besitting word. Julle moet dan nou omdraai en in die rigting van die Rietsee die woestyn intrek. Toe het julle vir my gesê, ons het gesondig teen die Here. Soos die Here ons beveel het, sal ons nou optrek en teen hulle veg. Daarop het elkeen van julle sy oorlogswapens opgeneem en daaraan gedink om die bergwêreld in te trek. Die Here het egter vir my gesê, jy moet vir hulle sê, moenie optrek nie en moenie gaan oorlog maak nie. Ek is nie saam met julle nie. Anders gaan julle deur julle vyande oorwin word. Julle wou egter nie na my luister toe ek dit vir julle gesê het nie. Julle was ongehoorsaam aan die opdrag van die Here en het in julle verwaandheid die bergwêreld ingetrek. Toe het die Amorite wat daar in die gebergtes woonagtig is julle tegemoet getrek. Soos 'n swerm bye 'n mens jaag, het hulle julle gejaag en verstrooi van Seir af tot by Gorma. Met julle terugkoms het julle voor die Here gesit en huil, maar die Here het glad nie na julle geluister nie en het geweier om aan julle aandag te gee. En vir 'n baie lang tyd het julle daar by Kades gebly.